Goeiemôre van my kant af. My naam is Dewald Roos en dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend met julle 'n bietjie te kan gesels. Deel van die voltydse span en is regtig lekker in hierdie gemeente. Is ook lekker om julle almal te sien. Ek het wel nuus om te deel vanoggend. Baie goeie nuus. Vanoggend is my heel laaste preek. As 'n ongetroude man. Ja, so ons sien vreeslik uit. Ons gaan Woensdag vertrek en dan gaan ons vir julle so 2 weke glad nie sien nie. Maar ons gaan baie mis, maar ons sien vreeslik uit as ek dit kan sê. Maar ja, dankie vir elkeen ook vir julle wat konstant vra, konstant ondersteun. Ons waardeer julle regtig, ons beleef familie en dis die begeerte van ons dat ons almal dit mekaar sal beleef, dat ons familie met mekaar sal beleef en mekaar se lewens in kan inspraak hê. Vra hoe gaan dit saam bid. En dis waaroor ons droom in hierdie gemeente en hierdie gemeenskap. En ek wil jou vra asseblief om saam met ons te droom daaroor. Kan ons gou vanoggend begin met net 'n bietjie gebid om te bid. Vader, ons sê so dankie vir die voorreg wat ons het, Here, dat ons kan droom oor 'n gemeente wat regtig familie is. Here, 'n gemeente wat mekaar so liefhet, 'n gemeente wat mekaar ondersteun. Here, U is 'n goeie God en het U liefde aan ons bewys deur te kom sterf op die kruis, op te staan, ons in te sluit in hierdie evangelie. En die voorreg wat ons nou het om daai liefde met die res van ons geloofsfamilie te kan deel. Here, ons bid ook vir vandag, Here, waar ons leer oor die struktuur, oor hoe die eerste kerk ook gewerk het, die beginsels van die eerste kerk, Here. Mag dit ons inspireer om by 'n plek te kom wat ons 'n gemeente word wat konstant eer gee aan U en U reflekteer in alles wat ons doen en alles wat ons sê. En ons almal sê, Amen, amen. So ons is hierdie jaar besig met die woord van liefde, marked by His glory, known by His love. So die hele jaar kyk ons na die tema van liefde, en liefde kan baie vinnig gekommunikeer word as alleenlik iets wat gemeet word aan die vrug wat dit gee, menende dit word gekommunikeer asof dit net aksies is wat ek nou en dan doen, en dan is dit liefdevolle aksies en dan het ek liefde bereik. Maar ons het gaan kyk na liefde in die woord en regtig dit deurgestoei om te sien dat liefde 'n proses is van word. En ons het kwartaal 1 baie gefokus op hierdie proses, en hierdie proses moet 'n mens natuurlik baie intentioneel aanpak, sodat die groei en die ontwikkeling van my proses so effektief en gesond as moontlik kan wees. Ons het ook kwartaal 2, toe kyk ons juis as ons nou liefde word, kyk ons na die praktyk van liefde en hoe lyk dit wanneer liefde werk? Hoe lyk dit wanneer liefde werk in ons gawes wat ons saam gebruik, saam toepas om die gemeente op te bou, om die gemeenskap te bedien? Hoe lyk dit wanneer liefde werk binne ons verhoudinge? En vandag is ons besig met 'n reeks, hoe lyk dit wanneer liefde werk binne ons finansies? En ek wil graag vanoggend as ons gesels, wil ek ook baie graag kyk na hoe die Handelinge kerk, hoe hulle begin het, hoe hulle ontstaan het, en hoe hulle mekaar hanteer het in hulle verhouding, hulle strukture, hoe hulle saam gebid het, hoe hulle saam geleef het, want dit was 'n hele ander tipe gemeenskap. Dit was 'n gemeenskap wat totaal en al nie gelyk het soos die omringende kultuur nie. Dit was 'n skok eintlik vir daai gemeenskap. En as ons vanoggend kyk na van die porsies van skrif wat ek gaan aanhaal, Handelinge is natuurlik 'n boek wat beskrywend is van die eerste kerk. Menende, as ons hierdie goedjies sien, as ons die goed lees, beteken nie noodwendig dit is beginsels wat 'n mens moet toepas as 'n reël nie. Dit is eerder beginsels wat ons kry om dit te kan, omdat ons kan inspireer, sodat ons kan groei in ons ontwikkeling. So wanneer ons kyk na die eerste voorbeeld wat ek graag wil aanhaal in Handelinge 2, vers 42 tot 47, lees ek vir ons, hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid mekaar, die breek van die brood en die gebede. So ons moet nou verstaan die konteks van hierdie was nou nadat Christus gekom het, hy het verklaar die koninkryk van die hemel is op aarde gevestig, en ons kan nou hierdie evangelie glo. Wat beteken ons kan nou ingesluit word in deel van hierdie evangelie. Hy het gesterf op die kruisdood, natuurlik voor dit het hy die ouens in die evangelies geleer oor die dinge van die koninkryk, die beginsels van die koninkryk, hy het die koninkryk vir hulle uitgebeeld in aksie en in woord. En hy het vir ons kom leer, hoe lyk dit as ons die koninkryk van die hemel op aarde sien tussen die mense? Hy kry natuurlik die oomblik van waar hy gekronig is op die kruis, dit was sy plek van oorwinning, en daarna op die 3de dag staan hy op. Daarna kry ons die Heilige Gees, ons word ingesluit in hierdie Christus, hierdie gesalfde koning. Ons is ingesluit in Jesus.
En dis die konteks hierso, en die ouens het hierdie Heilige Gees ontvang en direk daarna word die eerste gemeente gevestig. Petrus natuurlik gee 'n wonderlike preek, baie mense bekeer, die gemeenskap begin stelselmatig groei, maar ons moet verstaan, is nog steeds 'n gemeenskap wat baie klein is as jy dit meet teen die omringende gemeenskappe, so is nog 'n baie klein groepering as jy dit so sien. So die ouens het op 'n ander manier geleef, wat vir ons nou dalk soos 'n skok gaan klink, maar mag die beginsels ons regtig inspireer. So hulle het mekaar in die verbondenheid mekaar gehandhaaf, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul, ontzag vir die Here, natuurlik daai diepe respek, daai awe wat 'n mens het vir die Here. Hulle het dit saam beleef, saam aanbid. En baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Die wonders en die tekens wat juis wys hoe hierdie koninkryk kom manifesteer tussen die mense. Al die gelowiges was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendomme en hulle besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het enige volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het goedgesind, hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. So as mens net kyk uit hierdie klein porsie van skrif, sien 'n mens hoe hierdie mense geleef het. Sien 'n mens die nabyheid in hulle verhouding, dat hulle daagliks die tempelterrein besoek het, daagliks in aanbidding verkeer het en hulle het saam in awe gekyk na God. Saam nagmaal bedien. In hierdie porsie skrif sien ons glad nie 'n manier dat hierdie gemeenskap in isolasie gewoon het nie. Hulle was saam mekaar, hulle was so geïntegreer met mekaar, en ons sien hierdie beginsels wat voortbring, ons sien natuurlik wat hulle beskryf, dat hulle alles gemeenskaplik besit het. Menende my besittings is nie net myne nie, dit is ook joune. En dit was nie as 'n reël gegee vir die ouens, dat okay, nou moet ons dit gemeenskaplik besit nie, ook nie as 'n reël gegee, dat ons moet nou alles verkoop, met mekaar sit en gelyk uitdeel nie, glad nie. Maar die gemeenskap was so in liefde vir mekaar, dat hulle dit uit hulle eie net wou doen. Dis 'n hele ander manier van leef, hele ander manier van community. Daai nabyheid, daai vertroue, die feit dat ek jou wil opbou met dit wat ek het. Nie net met my besittings nie, maar my gifting word nou jou gifting. Dit beteken dat dit wat jy in goed is ek ook nou in goed, want ons doen dit saam. Ons impak in die gemeenskap buitentoe, dis kom ons so glo oor hierdie woord van die koninkryk, hierdie evangelie van die koninkryk van God, van hemel wat op aarde gevestig is. Dat dit nie in isolasie is juist hierdie familie. En dis kom ons droom oor 'n gebou wat nie vol is van vreemdelinge nie, glad nie. 'n Gebou wat vol van familie is, wat in eenheid verkeer. Nog 'n voorbeeld wat ek vir ons wil lees uit Handelinge 4 uit vers 32 spesifiek. Die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie, maar het alles gemeenskaplik besit. Die apostels het ook kragtig getuig oor die opstanding van die Here Jesus, en groot genade het oor hulle almal gekom. Daar was inderdaad niemand onder hulle wat gebrek gely het nie, aangesien almal wat grond of huise besit het, dit verkoop het, en die opbrengs van die verkope gebring het. Maar ons sien hier wat hy hierso sê wat so mooi is, hulle was een hart en een siel. Die eenheid wat hulle met mekaar gehad het. Die eenheid om te weet dat ek nie wil hê my medebroer of suster moet sukkel nie. Maar as ek iets het wat my medemens kan opbou, kan sterk maak, wat die gemeente kan vestig, wat die gemeente vorentoe kan vat, dan doen ek dit met liefde. En ons sien die dringendheid van hierdie manier van lewe wat hulle gehad het, want hulle moes iets baie mooi beskerm. Ons sien in Handelinge 5, vers 1 tot 5, sien ons 'n voorbeeld van waar dit in 'n extreme ingegaan het, wat iemand nie noodwendig in hierdie eenheid geleef het nie. 'n Man met die naam Ananias het saam met sy vrou Safira 'n stuk grond verkoop, maar hy het met sy vrou se medewete van die geld vir homself teruggehou en net 'n gedeelte gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Petrus het toe gesê, Ananias, waarom het Satan jou hart vervul? Sodat jy vir die Heilige Gees gelieg het en vir jouself van die geld vir die grond teruggehou het. Toe dit onverkoop bly lê het, was dit nie joune nie. En toe dit verkoop is, was die geld nie tot jou beskikking nie.
Waarom het jy hierdie daad in jou hart bedink? Jy het nie vir die mens gelieg nie, maar vir God. By die aanhoor van hierdie woorde het Ananias in mekaar gesak en gesterf. In 'n groot vrees het hulle almal oorval wat hiervan gehoor het. Nou natuurlik gaan hierdie voorbeeld in die extreme en dis eintlik interessant want hierdie porsie skrif word as iets heeltemal anders te geïnterpreteer as wat dit eintlik veronderstel is om te wees. Dit gaan nie oor die feit dat Ananias sy goederes verkoop het en 'n bietjie geld terughou het en nie alles gegee het, glad nie. Dit gaan oor die feit dat dit was nie voorskrewe en dit was nie 'n reël vir hulle om dit te moes doen nie. Dit het 'n plek gekom van ek wil. En nou is Petrus, hy's eintlik de mekaar, hy's geskok dat Ananias dink, okay, nou gaan ek gaan verkoop nou alles en nou sê ek gee alles vir julle. Maar hy het vir hom 'n stukkie terughou. Petrus soos, toe die grond nie verkoop het nie, die grond was steeds joune. Toe jy die grond verkoop het en die geld ontvang het, was die geld nog steeds tot jou beskikking. Waarom voel jy die nood om hieroor te jok? Want onthou, hier is 'n gemeenskap wat verskriklik, dis hoekom ek alle voorbeelde gelees het, wat verskriklik geïntegreerd geleef het, wat verskriklik naby aan mekaar geleef het. Hulle moes iets beskerm, hulle het dit glad nie soos ons nie, waar Christendom wêreldwyd is, internasionaal. Die ouens het nie dit gehad nie. Van hulle het die koning gesien, hulle het by die koning geleer, by die koning ontvang, hulle het die Heilige Gees ontvang, deur Petrus se preek het hulle bekeer, 'n gemeenskap gevorm en hulle het besef, hierdie woord moet nou uitgaan. En as daar nie 'n dringendheid is om hierdie woord uit te laat gaan nie, om dit uit te gaan bedien nie, wat gebeur dan met die volgende generasie? Dis of die geloof sterf heeltemal uit, wat ons natuurlik glo nooit sou gebeur het nie, maar of die geloof begin lyk soos iets wat hy glad nie veronderstel is om te gelyk het nie. Hy het iets geword wat hy nie voor geroep was om te wees nie. So die ouens het 'n dringendheid in hulle harte om te sê, ouens, ons moet beweeg. Ons kan nie nog by 'n plek kom wat ons vir mekaar jok, net omdat sodat ons goed kan lyk nie, glad nie. Ons kan met vrymoedigheid met mekaar praat en sê, ouens, ek kan nie die volle gedeelte gee nie, ek kan die gee, soos in hierdie voorbeeld. Ek kan met vrymoedigheid sê, ouens, ek het nie hierdie nie, ek nodig die. Die voorhangsel is verwyder tussen ons as gelowiges. Daar's 'n oopheid in ons harte. En dis waaroor ons droom, dat ons vernoot het, dat ons almal wat saam is, dat ons besef wat hierdie woord familie beteken. Want as dit nie beteken dat ek my hart op die tafel kan sit en sê, hier is ek nie, en dat dit ontvang word nie, dan is dit nie familie nie. Maar dat hierdie 'n plek word, waar ons mense ontvang van buite, wat nie noodwendig hierdie woord ken nie. Dat al lyk hy 'n bietjie anderste, ons ontvang hulle in liefde. Dat as iemand sukkel, hulle, jy weet, so in hierdie voorbeeld nou, sê iets wat nie noodwendig so is nie. Help net reg en ontvang in liefde. Nie nodig dat jy iets moet voorgee nie. Mag jy nooit voel dat jy hier binne hoef voor te gee nie. Mag jy nooit dit beleef nie. Maar mag jy hier familie beleef, mag jy hier eenheid beleef, die eensgesindheid beleef. In die dringendheid natuurlik het hulle gevat na 'n plek toe, wat hulle nie net noodwendig as dit nou kom by gee, dat dit nou net is van, okay, nou is dit 'n spontaan tipe gee nie. Die ouens het regtig met 'n struktuur ook gewerk, want as ons lees na die voorbeelde wat ek nou genoem het, klink dit, hier verkoop 'n ou hierdie ding, los hierdie ding, daai ding, hierdie ou deel hier uit en hier uit. Maar die ouens het binne 'n verskriklike sterk struktuur gewerk, om seker te maak, dis gesond. Om seker te maak, hulle dink saam oor die ding. Dat hulle saam beplan en saam begroot. Dat hulle saam besef, okay, daar's nood, ons moet hieraan 'n bietjie dink. Ek lees vir julle uit Handelinge 6 uit, vers 1 tot 3. Maar in die dae toe die aantal disippels al hoe meer geword het 'n gemor onder die Helleniste en die Hebreërs ontstaan, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. Die 12 het daarop die hele groep disippels bymekaar geroep en gesê, dis nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels diens te verrig nie. Broers, soek dan 7 mans onder julle, van goeie getuienis, en vol van die Gees, vol van wysheid, wat ons vir hierdie taak kan aanstel.
Toe die ouens by mekaar kom, hulle besef daar's 'n nood in die konteks dat die weduwees dalk, jy weet, hulle was not taken cared for. Hulle was oorsien as nie noodwendig so belangrik sekere spasies nie. Die broers kom by mekaar, hulle praat daaroor, hulle sê ouens, hier's nood in hierdie gemeente. Hier's nood in ons gemeenskap, ons moet dit aanspreek. Kom by mekaar, praat daaroor, dink saam, vol wysheid, vol van die Gees. En hulle besluit saam, hulle beplan saam hoe hulle gaan gee. Hulle besluit saam om hierdie mans nou aan te stel om hierdie taak te verrig. Om juis na mense om te sien. Vrygewigheid gaan nooit goed gebeur as ons nie saam beplan en saam begroot daarvoor nie. Maar vrygewigheid gebeur binne in die gemeenskap, binne in die eenheid van wat ons hier het. Want ons moet besef, daar's generasies wat na ons gaan kom, wat die vrug van waarmee ons nou besig is, kan beleef. Dit wat ek nou insaai, dit wat ek nou myself in vergee, die vennootskap, het 'n effek nie net op my lewe nie, maar op die volgende generasies. En die ouens het met daai dringendheid beleef. En dit is dalk omdat hulle die minderheid was, maar ek dink dit is 'n goeie ding dat ons by 'n plek kom, dat ons amper onsself indink asof ons die minderheid is. Dat ons by 'n plek kan kom, waar om die behoefte aan te spreek wat nodig is. En dat ons dit effektief saam kan doen. Die verskil wat 'n persoon maak in isolasie, teenoor die verskil wat 'n persoon maak wat deel is van 'n familie, kan jy nie vergelyk nie. Dis hoekom ons hierdie saamwoord verskriklik beklemtoon. Dis hoekom ons vennootskap verskriklik beklemtoon. Want dit beteken, dis nie net my verantwoordelikheid nie, dis nie net jou verantwoordelikheid nie, dis ons verantwoordelikheid. Dis 'n gedeelde lewe wat ons het. Waar ons hart op die tafel is, waar ons saam kan droom oor wat God mee besig is. En daarom, omdat ons saam is in hierdie ding, is ons vennote van dit. En die besigheidswêreld verstaan redelik iets van dit, alhoewel hulle nie noodwendig altyd die goedjies so mooi hanteer nie. Hulle verstaan iets van vennootskap. As jy 'n vennoot is en jy koop in en jy sit jou pakkie neer, ek sit my pakkie neer, is daar 'n spesifieke verantwoordelikheid wat saam met dit gepaard gaan. Want ons wil by 'n spesifieke posisie uitkom binne die besigheid. En as my vennoot nie met my agree in die besigheid en sy inkoop en sy verantwoordelikhede praat hy dieselfde taal en die taak wat hy verrig praat hy dieselfde taal nie, dan gaan daar gesprek wees, want die besigheid moet vorentoe beweeg. Met kerk, dis hoe die manne geleef het. As ons vennote is, dan koop ons in hierdie ding om te sien, hierdie droom, hierdie visie. Want kan jy jouself indink, hoe lyk die koninkryk van hemel in elke liewe spasie van ons omgewing? En dit is baie eenvoudig, ons kan baie maklik passief raak om te sê ons wag vir Christus, maar dis nie ons teologie nie. Ons teologie van Doxadae is om die heerlikheid van God te sien in elke liewe omgewing. Nou. En dis 'n proses wat gebeur, maar die proses vat ons saam aan. En ons sien die hart wat die ouens mee gefunksioneer het. Ek lees vir julle uit 2 Korintiërs 8 vers 5. Uit watse plek uit hulle hierdie saam ding aangevat het, hierdie vennootskap aangevat het. Het was nie sleg soos ons gehoop het nie. Vers 5. Trouwens, hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe deur die wil van God ook aan ons. Daar's iets mooi wat gebeur as 'n disipel kom, as 'n persoon kom en sê ek gee myself vir God. Daar's iets wat so mooi aan dit gebeur. Nou gaan dit 'n rukkie terug toe quoteer hy Romeine 12, wat hy sê dit is my sinvolle godsdienst wat my hele lewe 'n offer is. En as ek myself vir die Here gee, dis uit daai plek uit wat alles funksioneer. Want as dit nie uit daai plek is van die ontvang wat ek ontvang het by Christus nie, as dit nie uit daai plek is nie, is niks wat ek doen volhoubaar nie. Maar omdat dit wat ek doen uit die plek uitkom van my verhouding met God, fontein van lewende water, fontein van hoop wat hier binne my leef, is 'n ander tipe lewe. En dan gee ons onsself aan mekaar. Hoe lyk dit? Ons praat van vennootskap, die woord wat ek net nou gebruik het. Ons gee 'n riglyn om te praat oor 4 aspekte van vennootskap, wat ons sien in skrif.
As ons sê ons is vennote van hierdie droom van God, dan sê ons bid daaroor. Dan sê ons is nie passief om te praat net oor my eie dinge nie. Ek praat oor waartoe die gemeente op pad is. Wat gebeur met die gemeenskap? Ek leer by God. Ek hoor by Heilige Gees wat is die kreatiwiteit wat ek moet ontvang in my besigheid, sodat ek die koninkryk van God in dit in kan sien. Ek vra, ek is nou die een persoon wat hierdie evangelie in my hart dra. Die mense rondom my dra nie die evangelie in my hart nie. Ek bid daaroor, ek vra Heilige Gees, hoe lyk hierdie woord tussen ons almal? Hoe lyk dit wanneer liefde werk in my gemeenskap? Hoe lyk dit wanneer dit werk in my besigheid? Hoe lyk dit wanneer dit werk in my skool? En ons bid saam as gemeente om juist die impak te maak, dat dit nie in isolasie plaasvind nie, sodat die effektiwiteit daarvan ontmeetbaar kan wees. Dis hoekom ons elke Woensdag kom ons as gemeente van ons kom saam op 'n Woensdag en almal is welkom. Op 'n Woensdag om 5:30 in die kapel bid ons saam. Ons bid jy saam oor waartoe die gemeente op pad is. Ons droom daaroor. Ons vertrou vir woord daar. Ons het 'n groep en dan 'n baie wat ook na al 6 uur by mekaar kom. Ek wil jou nooi, dis waar ons saam dink. Dis waar ons harte gedeel word met mekaar. En as ons praat van bywoning, dit help nie as ons sê ons is op hierdie missie, op hierdie vennootskap, dat ons by 'n plek kom, dat ons 1 keer 'n maand net kerk toe kom nie. En ek verstaan die realiteit is baie keer as ons weg met sekere dinge, vang op die aanlyn, wees gebind aan 'n groep. Maar as ek net 1 keer elke nou en dan gaan kom, gaan die realiteit daarvan wees dat ek nie saam is in hierdie woord waarmee ons besig is nie. Ons reekse kies ons verskriklik intentioneel as 'n sone. Want ons wil saam sien hoe die hele area, die hele Tuindorp, die hele George, Hartbeespoort, Mosselbaai, PE, Kaapstad, ons wil dit alles sien onder die heerskappy, the lordship of Jesus. So hierdie bywoning beteken, ek het nagesê die mooi stelling, if you are on-site, you have insight. As ons hier by mekaar kom en ons hoor hierdie woord, dan word ons saam geïnspireer, ons word saam gedryf om hierdie evangelie uit te leef. My betrokkenheid beteken, ek het 'n aandeel in wat hier gebeur. Jou gifting word my gifting. As 'n gedeelte van die liggaam, hy nie sy part bring nie, as hy afwesig is, hoe gaan die liggaam vorentoe beweeg? Hoe gebeur vennootskap regtig dan? As dit 'n halwe liggaam is wat vorentoe beweeg. Maar as ons as liggaam betrokke hier by die kerk om te help met alles wat ons doen. Om te help met ons bedieninge wat ons buitentoe mee besig is. Skolebedieninge, ASLA, die shelter, al die bedieninge waarmee ons besig is. En as daar die Here iets op jou hart sit om iets te begin, praat. So oop daarvoor. Want ons is saam betrokke in hierdie missie van God. Ek het 'n aandeel. Jou persoonlikheid is nie verniet so goed nie. Jou persoonlikheid is ook 'n gawe. Want die Here wil iets met dit doen. Jou manier van dink is 'n gawe. Daar's mense hier wat verskriklike goeie strategie het. Wat die vermoë het om goed uit te dink wat ek nooit aan sou kon dink nie. Dis die saam. Hoor julle die krag van wat dit kan wees as daar eenheid is, as daar daai eengesindheid is. Want dit beteken nie ek fokus meer op my pap areas wat nie goed is nie. Dit beteken my pap areas is dalk jou sterk areas. En as niemand van ons pappie. Almal styk. Okay. En bydra. As ons inkoop in hierdie visie, om jy seker te maak die effek wat ons het, is so effektief en so volhoubaar as moontlik. Dis hoekom ons praat nie van 'n hit and run tipe ding wat ons doen na buitentoe as ons 'n uitreik aanvat nie. Ons praat van prosesse. Want net soos wat hierdie manne gedink het, hulle het saam beplan, saam begroot, sodat die vrygewigheid kon gebeur. Nou God in die vorige 2 weke ook gesels oor, asseblief as jy het gemis het, gaan kyk jy online. En as jy wil gaan lees 2 Korintiërs 9. Juist waar die manne saam gekom het en saam beplan het oor wat gaan hulle kan doen, wat hulle kan doen met wat hulle hier het, en wat se impak kan hulle met dit gee. Maar dit is 'n saam droom ding. En daai wat ons dan nou saam doen, is die effek daarvan is soveel groter, as wat dit sou wees as dit net hier en daar was. Maar ons glo in die proses, die volhoubaarheid, sodat hierdie waarmee ons besig is, volgende generasies kan hou. Dis hoekom as ons iets aanpak, dan vra ons die vraag, gaan hierdie oor 3 jaar dieselfde of beter lyk? As nie met ons strategie verander. Want anders gaan dit net 'n spesifieke tyd en 'n spesifieke mens kan bedien.
Dis nie lang lyne nie. Dis nie met wysheid wat optree nie. En as ons kyk na waarmee ons besig is, die wêreldbeskouing wat ons het, dan verstaan ons die woord wat die kerk saam het, om hierdie ding juis saam uit te leef. As ons praat van wêreldbeskouing, is dit so belangrik. Die manier hoe ek dink oor die woord, verander my hele lewe. Die manier hoe ek kyk na die wêreld, verander dan totaal en al. Dis hoekom as ons die evangelie 'n selfgesentreerde ding maak, waar dit gaan oor net my redding alleenlik, dan mis ons soveel uit. Want ons is besig met 'n baie groter projek saam met God, in vennootskap met die Heilige Gees, om te sien hoe alles nuut word. So ons kyk na Efesiërs 1 vers 9, waar Paulus met die manne praat, oor juis hierdie missie. Hy wat God is, hy wat Christus is, het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het en in Christus voorgenem het, om die volheid van tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. Dis waarmee ons besig is, dis die roeping. Te sien dat alles wat in die hemel is, alles op die aarde, onder die heerskappy, onder die leierskap van Christus is. En dan verteenwoordig ons 'n ander manier van lewe. En dis juist wat God wil doen, en dis die voorreg wat ons het, sien ons in Efesiërs 3 vers 10, hoe hy praat oor hoe hy met die kerk werk, wat ons is, die bruid is. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word. Kragtige woorde, dat ons die voorreg het om die wysheid van God te openbaar aan die mense daar buite. Dat ons die wysheid, die ryklike geskakeerde wysheid van God kan openbaar aan die nasies daar buite. Die voorreg wat ons het in dit. Dat ons manier van leef, ons manier van familie wees, heeltemal anders te lyk as die kultuur daar buite. Juist sodat ons iets van God, sy hart, ontbloot vir die mense. Daai ontbloot, hoop in ons vertrou, dat daai ontbloot vir hulle 'n aanduiding gee, inspireer, om juist in te klim in hierdie familie. Want hulle sien wie God is, deur die mens. Dis 'n noue band wat ons het met God. Dis 'n noue samewerking. En as ek enigiets in isolasie doen, weg van die gemeente, mis ek uit op hierdie geleentheid. Totaal en al. As ons kyk na die gesprek wat Paulus met hulle voer, juis oor die manier van leef, juis om die 4 aspekte uit te leef, soos ek nou van gepraat, die bid, die bywoning, die betrokkenheid en die bydra wat ons saam gee, juis vir die vooruitgang, die ontwikkeling, die gesonde groei van die gemeente binne in die gemeenskap, sodat dit die koninkryk van die hel op aarde kan vestig en verteenwoordig. Sien ons die gesprek wat hy voer in 2 Korintiërs 8, spesifiek van vers 7 tot 15. Hy sê, soos julle nou van alles oorvloed het, geloof en welsprekendheid, en kennis en alle ywer in die liefde wat deur ons toedoen onder julle is, sorg dat julle ook in hierdie genadewerk oorvloedig is. Nou, ons het die vorige paar weke toe gesels oor die konteks oor daai skrif, dat hulle juist die vorige gedeelte toe praat hulle van die insameling vir die armes in Jerusalem en Judea, maar hy sê dat ons oorvloedig is in die genadewerk waarmee ons besig is. Dat daai 4 aspekte wat ons nou genoem het, dat ons oorvloedig is in daai genadewerk. Hoekom noem ons dit 'n genadewerk? Want dit wys God se hart na mense toe. Wat ons vroeër gesê het, ek word dan 'n kanaal van hierdie genade wat ek ontvang by Christus, word ek daai kanaal na ander mense toe. Wees oorvloedig in dit, want die effek daarvan is eksponensieel in terme van sy groei. Ek en Jacques het so rukkie terug gekuier, toe gesels sy met my oor iets baie interessant, oor die manier hoe 'n kultuur skuif en die manier hoe 'n produk half, ek wil amper sê sy blootstelling vind, sy kragpunt vind, waar hy aan baie mense verkoop word, maar ook baie goeie impak kan hê. Die persentasies wat hulle dan nou gee, wat dit eintlik 'n goeie effek wat dan eintlik 'n goeie effek verwys van waarmee ons besig is. Die statistiek sê as ons 3.5% mense het, kom ons sê is nou 'n besigheid wat 3.5% mense wat hierdie produk verkoop, is 'n mens by 'n goeie plek van die omgewing, 3.5%.
Mense by 'n goeie plek dan waar die ouens praat mekaar. Die woord versprei oor die produk, oor die impak van die produk. As hy by 10% kom, noem hulle dit die tipping point. Want as hy by 10% kom, dan begin hy eksponensieel groei, want die mense begin dit aan mekaar oordra. Dit is nie meer as jou strategie nie. Die bemarking gebeur van itself. Hulle sê threshold, die beste plek wat jy kan wees, is 25% van die populasie, van die omgewing. Kan ons net gou indink, as ons as gemeente, nie by 3.5% is nie. Dat ons nie by 10% is nie, dat ons by die threshold is, van die impak wat ons wil maak daar buite. Van die eenheid wat ons wil hê, om juis 'n ander tipe kultuur te verteenwoordig. Dis kom daarmee waarmee ons besig is, ons genadewerk, dat dit oorvloedig is, juis sodat dit vinniger kan versprei. Juis sodat dit 'n kultuur word tussen ons. Dat wanneer mense hier instap en beleef hulle, yes, hierdie is 'n gemeente wat bid. Hierdie is 'n gemeente wat bywoon ongeag wat. Hulle is betrokke in alles wat hulle doen in die samelewing. Hulle dra by met alles wat hulle is. Dat hulle daai krag beleef van hierdie familie. Amen. So kyk na vers 8. Ek sê dit nie as 'n opdrag nie, maar om aan die hand van ander se ywer die egtheid van julle liefde te toets. Ek sê dit glad nie as 'n opdrag dat dit 'n moet wees nie. Glad nie. Ek sê hierdie dinge want dit wys 'n egtheid in die liefde wat ons het vir mekaar, vir die mense daar buite. As ons goed doen in ons dissiplines van disippelskap, verteenwoordig dit iets vir die mense daar buite. Dit trek hulle in. Dis hoekom mense kerk toe nooi is, dis 'n belangrike manier om te evangeliseer. Dis hoekom ons met ander mense nooi, want hulle moet deel vorm van 'n familie. Maar hy sê dis juis om iets te verteenwoordig, om die liefde wat ons reeds ontvang het, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy wat ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Ons het alles ontvang in Christus. Dis wanneer ons aanbid, dit was regtig een van die merkpunte in my geloofsreis. Is toe iemand van die kansel af sê, wanneer ons sing ons uit wat ons reeds ontvang het. En toe ek begin so sing, toe begin my liedjie, my gebede, het nie meer begin gaan oor my nie. Dit het begin gaan oor die eer wat ek wil betoon aan God. Van alles wie hy is, die heilige Vader wat hy is, wat kies om die mense oor en oor te nader. En wat deur die kerk, sy wysheid, sy persoonlikheid, sy karakter, wil uitbeeld. Hy kon enige stelsel gekies het. Hy kon alles nuut gemaak het net daar in Noag se tyd. Maar hy kies om deur die mens te werk. Hy kies om Christus te stuur, God self wat kom, en ons 'n ander manier van lewe te wys, sodat hy wat ryk was in alles arm kon word, sodat ons daai liefde kon sien en kon ontvang, sodat ons dit uit kan gee. Voorreg. En ek gee my mening hieroor, want dit strek tot julle voordeel. Julle wat reeds 'n jaar gelede begin het, om dit nie net te doen nie, maar dit ook te wil doen. Voltooi dan nou ook die taak, sodat net soos julle bereidwillig was om dit te wil doen, julle ook bereidwillig sal wees om dit te voltooi uit wat julle het. Hy moedig hulle juis aan om te sê, ouens, dit is nie 'n ding van, okay, nou moet ons dit doen nie. Daai 4 goeders wat ek nou genoem is nie 'n moet nie. Dis 'n wil. En uit daai plek uit van wil, omdat ek reeds alles ontvang, wil ek dit doen. My hart is klaar oorgegee aan God, nou in vennootskap met die gemeente, ek wil. Dis 'n ander hart wat ontbloot word. Ander tipe manier van leef. En hy sê, ouens, dat daai wat julle, aan die begin het julle dit gedoen wat baie goed was, en nou het julle dit begin wil doen, wat amazing is, want dit beteken, julle is op 'n gesonde plek. Hy sê, hou aan. Want baie keer gebeur dit dat ons spikes beleef in ons lewe. Want dit kom by emosie. Dan beleef ons 'n spike, okay, nou gaan ek hierdie ding reg doen, en dan val hy weer. Maar as ek vir myself omring met gesonde mense en 'n gesonde ritme begin, dan is dit volhoubaar dat dit konstant kan bly. Dat dit nie so op en af is nie, maar is 'n konstante kurwe van groei. Dis waar ons wil uitkom. Want as daar bereidwilligheid is dit aanneemlik volgens wat 'n mens het, nie volgens wat jy nie het nie. Hy sê 2 belangrike goed hê. Want as daar bereidwilligheid is
is dit aanneemlik, volgens wat 'n mens het, nie volgens wat jy nie het nie. Dis 'n gesonde manier van gee wat hy oor praat. Dis saam beplan, saam begroot, sodat die vrygewigheid moontlik kan wees. Nie iets wat ongesond gebeur nie. En dit is moeilik, die journey om te begin gee, met al 4 daai B's is 'n moeilike journey, want dit vat effort. Maar in my storie, my persoonlike storie, as dit kom by die bydra aspek, toe ek net begin werk het na skool, het ek my eerste voltydse werk, het ek fabrieke gevee en ek het met acid gewerk, so ek was 'n acid boy. So jy kan redelik imagine, ek het nie veel daar gemaak nie. Maar toe het ek my geld wat ek nog gekry het, aan die einde van die maand, as ek nog gekyk het wat oorbly, meeste van die maande dan nie goed oorgebly nie, want ek was baie stout vir McDonald's nog. Maar daai bietjie wat oorgebly het, dan het ek nog 'n porsie van dit eers gevat en dan het ek dit vir die Here gegee. Maar toe ek hoor waaroor hierdie ding gaan, toe ek hoor waaroor dit gaan om in 'n vennootskap te tree met jou gemeente, oor die visie, die droom, die missie van God, toe begin ek anders te kyk daarna. Toe swaai ek hom om. Toe dink ek, okay, nou gee ek nie my beste vir God nie, want aan die einde van die maand is daar gewoonlik net 'n paar randjies oor, so is glad nie my bestes nie. Maar ek swaai hom om, dat ek eers in daai beginsel inwerk, dat ek eers gee vir God. En ons het werk op 'n beginsel wat ons sê die 10-10-80 beginsel. 10% gee ek, 10% spaar ek, 80% leef ek op. Die volgorde is belangrik, want ek gee my eerste gawe. Ek gee die beste, en is nie asof ek nou die 80% gee, dis nie die beste, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor, ek weet nie wat oor 3 weke gebeur nie, maar ek gee nou reeds wat God op my hart sit. Dis 'n lewe van vertroue. En dit beteken nie, nou begin ek dadelik op 10%, hier is 'n journey. En ek wil hê jy moet vrymoedigheid hê daarmee. Hier is 'n veilige spasie. As jy begin met 'n laer persentasie, is okay. Dis nie waaroor dit gaan nie. Glad nie waaroor dit gaan. Dit gaan oor die hart van bereidwilligheid. Dat ek by 'n plek kom, dat ek alles in my lewe, elke liewe area in my hart, nie geen area weghou van God nie, maar ek gee dit vir God. Ek het ook nie begin met 10%, die glad nie. Baie min bedrag begin. Maar ek het die Heilige Gees gevra, Heilige Gees, help my in die ontwikkeling van my geloof. Help my om aan te konstant probeer bou op hierdie dissipline wat U vir my voorgeskryf het. En selfsmatig kon ek by 'n plek kom wat ek my vrygewigheid kon beplan en begroot. En dit help, dat dit gesond is. En ongelukkig was daar al baie gesprekke binne kerke, wat nie noodwendig gesond is rondom die finansies nie. Ongelukkig was daar baie keer wat manipulasie plaasgevind het, om mense op te sweep in 'n emosionele spasie. Ons wil juist hierdie preekreeks, ons doen dit, as dit nou volgende eerste keer is okay, ons doen dit 1 keer 'n jaar, so jy het hom nou getik. Maar ons doen hierdie gesprek juist om ons mense te help. Dat ons verstaan waaroor dit gaan. Dat ons verstaan waar vennootskap gaan. En ek hoop julle hoor die hart wat ons het vir die omgewing. En dat ons saam inkoop in hierdie ding in. En ek wil afsluit met hierdie vers 13 tot 14 en 15. Dit beteken nie dat ander verligting kry en julle swaar kry nie, maar wel dat daar ewewig sal wees. Julle huidige oorvloed vul hulle tekort aan, sodat hulle oorvloed weer julle tekort kan aanvul. En daar is so ewewig kan wees. Soos daar geskryf staan, die een met baie het nie te veel gehad nie, en die een met 'n bietjie nie te min nie. En sien die eenheid wat hulle het onder mekaar. En ek hoop jy kan jou hart hier op die tafel sit en sê, broers, susters, ek het 'n tekort in hierdie area van my lewe. Ek het nodig dat julle vir my bid. Ek het nodig dat julle betrokke raak in my lewe. Dat die een wat 'n bietjie het nie te min sal hê nie, die een wat te veel het nie te veel sal hê nie. Dat daai ewewig sal wees, dat daar konstantheid sal wees in ons ontwikkeling, dat dit nie spikes is nie, dat ons nie projekte aanvat nie, maar ons vat 'n proses aan, wat lang lyne is. Want ons sien hoe die hemel, die koninkryk van die hemel op aarde gevestig word, en dis hoe dit lyk wanneer liefde werk, amen. So ek wil jou vra, ons het 'n blaadjie op die stoel, wat ons uitgeprint het. En ons wil 'n geleentheid skep juis. Daar's spasies in ons lewens baie keer, soos ek nou gepraat het, dat ons hart, dat ons daai vrymoedigheid sal hê om ons hart op die tafel te kan sit.
voor ons mense en voor God. Maar ons baie keer spasies in ons lewens wat ons probeer weghou van God, wat ons self probeer. Hy ken daai spasie, hy sien die spasie. En dis die hart van die Vader, dis eintlik die snaakse ding. Hy wil eintlik daai spasie net hê. Hy wil net hê hy moet daai spasie vir hom gee. En hy sal self met dit werk met jou. As dit seer is uit die verlede, bid ek dat dit vandag, dat jy genesing sal beleef. As dit iets wat met jou gebeur het, bid ons daarvoor. As dit is dat jy bekommerd is oor jou toekoms, dat jy bekommerd is oor jou finansies, dat jy bekommerd is oor wat volgende gebeur binne in jou familie, jy kan dit daar neerskryf. Want ons wil 'n geleentheid skep waar jy 'n commitment maak met God, dat jy nie 'n area van die hart weghou van die Here af nie, maar dat jy dit vandag neerskryf. Dat jy oorvloedig kan wees in die genadewerk van 'n vernoot wees. En dat daai spasie voor God tentoongestel word en hy ontvang het in liefde, hy is jou pa. En ons het hom juist die grootte gemaak wat hy is, sodat hy in jou foon se cover kan pas, of in jou beursie, of in jou kar, of waar ook al. Maar dat dit 'n reminder is, dat die jou gebed ook word. Dat jy kan bid deur hierdie commitment wat jy gee. Nagel het so 'n mooi stelling gemaak, laasweek, the heart of the matter is a matter of the heart. Het gaan oor my bereidwilligheid, die wil doen, nie opdragte nie. Dis uit ontzag vir die Here wat ons vrygewig is met mekaar. Amen. Kan ek vir julle bid en dan kan julle die Heilige Gees vertrou om julle te wys wat op daai blaadjie moet kom. Okay. Vader, ons sê so dankie vir die voorreg wat ons het. Here, U skep hierdie geleentheid vir ons, waar ons hart kan ontbloot voor U. Here, waar ons hart kan wys vir U, die spasie wat ons dalk wegsteek van U, die spasie, al is dit uit die verlede, al is dit my finansies, al is dit my toekoms, my familie, wat ook al dit mag wees. Here, mag ons geen spasie in ons lewens weg probeer steek van U nie, maar dat ons in volheid, in oorgawe lewe, dat ons hart op die tafel is voor U en voor ons mense. En dat daai eenheid sal begin bewerkstellig binne in hierdie gemeente. Dat die mense daar buite sal sien, dat hulle sal sien, o, hier is 'n ander manier van lewe. Hierdie is regtig van 'n liefde werk. Here, ons bid dat ons sal groei in ons gebruik van ons gawes, ons persoonlikhede, hoe ons verhoudings sien, hoe ons finansies sien. Dat ons konstant by ontwikkeling sal wees, sodat ons uit eerbied vir U, alle eer, net totaal en al vir U kan gee. Here, ons het U bitterlik lief. Heilige Gees, ons bid dat U ons harte kom gryp. Want ons wil ons harte oorgee aan U. Dat ons alles wat ons doen, dat ons dit wil doen. Uit eer vir U. In Jesus naam. En ons almal sê